Van die rus van die Here as ons by sy voete is. Maar ek wil gou vat na hierdie gedeelte, 'n baie bekende gedeelte, wat graag vir jou lees in is Lukas 10 vers 38, is nou nie op die bord, maar kom ek lees dit gou. Hy sê, en op hulle reis het hy in 'n sekere dorp gekom en 'n vrou met die naam van Martha het hom aan haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria, die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Net gou weer daai, die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. En dan weet ons amper die ontsteltenis van wat daarna gebeur. Hy sê, maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Maar een ding is nodig en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word. Kan ek dit gou weer net lees? Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Ja. Kyk my baie so reguit aan. Elkeen ook reguit aan kyk. Jy miskien vanmôre verontrus en besorg oor baie dinge. Dis net treffend, dit klink so, Jesus kom in die huis by Martha, ons weet, hy was baie lief vir ons, weet alles rondom hulle, en hoe hy verhouding, hoe hy baie lief was vir die gesin, baie lief was vir hulle, en dan sit hy daar en Martha al rond en wil bedien, wil Jesus bedien, en hulle bedien, en dit klink so reg. En sekerlik is daar sekerlik, daar is tye wat ons moet rondhardloop en bedien, sekerlik, nee. As by tye wat daar later dalk tyd sou kom, of dat Jesus eers wil bewerk het, later sou dit wel gewees het, dat hulle altyd twee sou kos voorberei en gehelp het en bedien het. Maar vir daardie oomblik, toe Jesus daar sit, toe hy ontmoeting en 'n afspraak met Maria. Hy wil sê, Maria gaan sit by sy voete en luister na sy woord. Dis mos maar daar waar die rus kom. Ek wonder baie keer of ons dink dat om te kere te gaan
en rond te hardloop en besig te lyk en verontrus te wees en al hierdie dinge. En hoor waarna ek dit sê, ek praat nou nie van luigheid of ek sê, ek praat ons werk ook, dit is deel van dit, maar ek wonder of ons miskien die idee het dat ons dink ons beïndruk die Here. Selfs God die Vader. Want duidelik toe Martha sê, maar Here, gee U nie om nie. Gee nie om dat ek moet rondhol en hardloop en te kere gaan en al die dinge en kos voorberei en so besig lyk. Is tog so wonderlik hoe die wêreld hierdie beeld gee van hoe besiger jy is, hoe beter is dit. Hoe meer jy rondhol, hoe meer suksesvol is jy, hoe meer jy rondhol en hierdie goed daarmee hardloop, hoe sal die wêreld sê jy's wonderlik en as hierdie ons weet ons hierdie gejaag in die wêreld. Is nog treffend hier dat die Here sê, Martha, jy is so besorg oor baie dinge. So asof die Here net sê, Martha, Maria, ek ken julle, ek weet wie julle is, ek weet ook waaroor jy besorg is, ek weet ook waar jy rondhol, en ek dink dit was dalk meer as net hier waar sy nou wil bedien en kos bring en hierdie dinge, en hoe wonderlik lyk dit, want jy bedien tog Jesus hier. Jy gaan tog nou vir hom kos maak, jy gaan tog nou vir hom werk. Dan sê Jesus iets baie treffend vir hy oomblik, sê, maar Maria doen nie beter, sy sit aan my voete, dis beter om aan sy voete te sit en te hoor, waarna kom ek terug? Ek kom terug na hierdie besonderse verhouding met Christus. Weet jy, kan ek gou dit vir u sê dat in party daar sukkel mense nog met dit, of sukkel ek weet, maar ek het oor die tye met my, en nie eers oor bediening, maar net met my verhouding met die Here, besef dat as die wêreld en selfs die bediening en die noem dit nou die werk op daai vlak my begin besorg maak en ek begin moet rondhardloop en ek moet begin perform en ek moet alles so dat ek goed kan lyk en reg kan lyk en al die dinge, dan is dit sulke tye wat dinge beteken eintlik baie mekaar loop en dan weet ek, al antwoord is nou rus by die voete van Jesus Christus. Rus net vir 'n oomblik daar by die voete van Jesus Christus. En miskien is dit net iets sommer so ter inleiding, gaan nou nie ander gedeelte ook net sê so ter inleiding wat die Here iemand wil sê is ek weet jy is besorg oor baie dinge en jy hardloop rond en jy wil dit en dat en dit. Dalk is dit net nou die tyd om net weer stil te word en by die voete van Jesus te gaan sit. Dit beteken God sal nog steeds sorg. Terwyl jy so wil rondhardloop om te laat sorg. Terwyl jy so besig wil wees van dan moet gesorg word en daar's besorgdheid en al die dinge en ek moet so in beheer wees van alles. Ons hou dan van beheer wees. Ons hou dan van dit moet gaan soos ek dit wil hê. As dit nie so gaan nie, dan is dit net nie reg. Nee, by tye moet jy hoor gou, ek praat nie van as die Here sê doen, dan doen ons nie. Ek praat van jy's besorg oor baie dinge en die Here sê wil hê jy moet net kom sit by my voete dat ek net in 'n verhouding met jou kan wees en net dat jy duidelik kan hoor wat ek sê en praat en al die dinge. Nou hoor gou, nou sê ek nie, jy moet nou uitstap en nou bedank jy dit, jy bedank dit. Dis nie wat ek sê nie. Wat die Here probeer sê is daar stye wat hy net wil sê. Word nou stil, ek sal sorg vir die ander goed, ek sal sorg vir die kos wat ons net nou moet eet, ek sal sorg vir dit sal daar wees, maar ek wil hê jy moet nou net laag aan my voete kom, en rus kry. Voel so my hart, dit is so half 'n opdrag, maar dit voel so, dat ek met iemand regtig sê, jy moet aan die voete van Jesus uitkom, jy moet daar uitkom soos Maria, en sê, dus, nou die beter plek in my lewe. Amen. Ja, weet jy, miskien is dit vir my, ek weet nie, maar dit tog, maar jy is so besorg. Martha, jy is so besorg
en verontrus oor baie dinge. Een ding is nodig. Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Skryf hulle, Here sê daar by my voete, wat daar gebeur, word nie weggeneem. Wat daar gebeur, daar praat ek met Jesus en daar is ek in 'n verhouding met hom. Ag, kom ons sê maar eerlik, as die Here ons nie help nie, as die Here nie jou werk en jou besigheid en jou bediening seën nie, as die Here nie in elk geval sy hand op dit het nie, dan gaan daar niks gebeur rondom dit nie. As die Here ons nie krag gee om te werk, as die Here nie ons krag gee om besigheid of wat ook al nie, dan gaan dit in elk geval nie gebeur nie. Want selfs ons asemhaling en alles wat ons het, kom van die Here af. Amen. Alles wat ons besit is nie eers ons nie, is die Here se. Prys God. Loof die Here, daarom kan ek by tye gaan stil word by sy voete, want alles behoort aan hom. Daarom kan ek by tye sê, ek kom nou tot rus. Ek gaan nie meer langer besorg en my vermoeg maak en rondhardloop nie. Ek gaan by die voete van my Here nou gaan sit. En as dit 'n dag is dit reg, as dit 'n week is dit reg. As dit in my werk en my besigheid is ek in die rus van die Here en soek op die Here, dan is dit ook reg. Prys God. Ek wonder of ek nie dink dat God buite beheer is van ons lewens, of buite beheer is van ons werk en ons besighede en hierdie dinge. Mense, word stil, word rustig, hoor wat God sê, hoor wat sy woord sê, kry regtig 'n verhouding met hom, en dit maak nie saak hoe populêr, hoe dit lyk vir die wêreld nie. Dat ook in die kerke ding ingeslyp van, ons moet so en so en so lyk, dan is ons suksesvol. Nee, ek is suksesvol as ek doen wat God sê. Ek is suksesvol laag aan die voete van Jesus Christus. Ek is suksesvol as ek in sy wil is. Ek is suksesvol vir wat hy oor my sê. Die rykste van die rykste mens op hierdie aarde, Salomo het gesê, na alles wat ek gesoek het, die beste is vrees God, dien die Here, bly naby die Here. Prys God. Hy sal sorg. As tye wat ons moet stil word en aan sy voete sit, kind van die Here, hy sal sorg. As jy dan nou dink, jy moet nou rondhol en te kere gaan, en kliënte soek, en hierdie goed soek, en lidmate soek. Sy woord sê hy oortuig. Sy woord sê hy werk in harte. Doen jy maar net wat hy sê. Laag aan sy voete. En julle sê dit, julle sê julle goeie, maar doen julle wat ek sê. Jy klink nie soos 'n preek, ek klink met van en ek klap nou net, is nie, is Jesus, die Here van die Gees, die laaste so besig met sy kerk, so besig met sy mense. So asof hy vir sy kerk en sy mense wil sê, want ek wil eintlik hê, jy moet nog 'n tree nader na my toe kom. Jy dink, jy staan nie goed, jy is nie, want jy hol rond met die goed en daai goed, en dan is dit stry met in jou huwelik, en dan is dit hierdie goed en daai goed, en is die kinders en al hierdie goede. Jy is so besorg oor baie dinge, so besorg. Ek staan saam met u. So baie dinge wat ek nie weet nie, wat ek besorg oor, wat ek verontrus voel. Maar jy antwoord, sê vir Martha, wat is die Peter? Hy sê vir Martha, dis die Peter een. Vir nou, ons kan later kos maak, ons kan later by mekaar maak, ons kan later die besigheid, ons kan later die toekoms, ons kan later die aftrede, ons kan later, nou, soek ek jou by my, dat jy kan hoor wat ek sê, hoor wat ek sê. Hoe is dit dat kinders van die Here gelowig is, en ek sê dit nie met vingerwys, ek sê, hoe is dit dat ons op 'n plek gekom het, dat ons nie meer hoor, dat Jesus soms regtig moet instap in ons lewens, regtig moet instap en skud om ons laag aan sy voete te kry, soos maar regtig in te stap in ons lewe, en of dit baie keer siekte is, en of dit, ek sê nie dit, die Here doen dit nie, ek sê gebruik dit soms, en of dit
teenkanting is, of dit ding is in ons kinders, in ons wat se lewens, of wat ook al, dat die Here met my werk. Sê jy is verontrus oor baie dinge. Maar die Peter, by die voete van Jesus. Maar ons vir 'n oomblik kan sing gou. En weet ek het U lief, o Here. Met alles. Dit beteken dan ek doen ook, ek soek. Here, wat wil U hê nou? Moet ek doen? Hoe lyk dit vir die wêreld? Hoe onsuksesvol, of wat lyk dit vir my ook self? O, hierdie gaan nie nou werk, maar ek wil gehoorsaam wees. Ek wil gehoorsaam wees. Gehoorsaam is beter as my offerandes wat ek bring. Gehoorsaam wees, Jesus, wat sê U nou? En ek vermoed in hierdie wêreld wat so aan die gang is, en al die sorge en al die dinge en al die probleme en alles wat ons nie weet nie, en alles wat ons verstaan nie, en alles wat nie uitwerk nie, wil ek vir sy kinders sê, kom sit gou vir 'n oomblik by my voete. Want dis so lief vir jou. Kom ons sing dit gou, net so dat ek het U lief. Ek kom sit en Here, dis nie net nou kom vra ek help hier, gryp hierin, voorsien hier, raak hier aan nie. Nee Jesus, ek kom sit by U voete, oorgegee en wil hoor wat U sê. Miskien is daar in hierdie dinge wat jy die laaste tyd so bid en vra dat God moet ingryp. Miskien is daar eers iets wat jy moet hoor wat hy vir jou wil sê. Maar om daar te kom moet ek laag aan sy voete kom. Om daar te kom moet ek buig en sê Jesus, ek sit nou aan U voete. Ek is nie meer verontrus oor baie dinge nie. Ek is nie bekommerd nie. Ek kom by Jesus sit en ek weet hy wil heel moontlik vir jou iets baie besonders en duidelik sê. Maar jy sal moet tot rus kom. Jy sal moet tot stilte kom. Hoe kom ek tot stilte? Ek sê Jesus, stap die Gees in my lewe en sweep over my soul, stap in my lewe en bring rustigheid, al werk ek, al is ek hierdie week, al waar ook al, ek bring rustigheid in my, dat ek in dit alles U stem duidelik kan hoor. Prys die Here, wil jy nie gou laag by die voete van Jesus begin sit? Jy heel gou sweep over my soul. Daar die rus in jou binnekant inkom, daar die rus van Jesus deur sy Gees. En dat jy nog, ek wil amper sê vandag binne hierdie volgende dag of paar dae die Here wil, dat jy sy stem gaan hoor. Duidelik hoor. Wat hy vir jou wil sê, terwyl jy stil sit by sy voete. Maar miskien is daar iets wat jy hierdie week moet doen, dat jy moet iewers 'n tyd maak en sê, Jesus, nou gaan ek net stil by U sit. Ek gaan niks vra nie. Ek gaan nie nou sê, Here,
help my mense, my gesin, my kinders, my dit wat al gee geld hierdie dinge nie. Nee, Jesus, ek gaan nou net stil by U sit en hoor wat U sê. Sien, as kind van God, sy gees woon mos in jou. En hy praat deur sy gees in. En hy praat deur sy woord, dalk jy net stil sit iewers en net toelaat dat hy vir jou skrif gee of woord gee ook al. In Jesus naam bid ek dit, Vader. Kom ons sing dit gou so. Sweep over my soul. Dankie Jesus. Dankie Here. Sweep over
Dis baie keer vreemd om so net stil te word. Dit was nou nie in kerk gebeur, ons is happy clappy, ons. Nou as jy nog, deesdae het ons die name vir die siektes wat hier so aan die gang is, kan nie stil sit nie. Daar is besonderse krag aan die voete van Jesus Christus. Daar is besonderse oorwinning aan die voete van Jesus Christus. Dit is besonders om stil te word en net sy stem te hoor. Wat sal die Here ook jou leer om stil te word? En daar's die woorde wat dis nie hoe die wêreld dit wil hê nie. Soms nie in kerk opset. Jy hoor wat ek sê. Soms dink in die tyd waar ons lees, die meeste van die tyd moet jy stil word. En leer om dan toe te laat dat hy in jou werk en in jou praat. Die Gees iets doen. Praat jy nou van stil word en sê, Here voorsien dit, gee my dit, weet jou luister nie. Here, help gou hier, raak gou daar. Here, seën dit doen. Net stil word, Here, kom. Dis wat Maria mag gedoen het, net daar gesit en geluister. O Here, ek bid sodat elkeen daai plek sal bring. Vader, ek bid ook almal wat aanlyn kyk op hierdie oomblik. Bid ek rus in Jesus Christus op hierdie oomblik. Bid ek dat hulle laag by die voete van Jesus nou sal sit en sal hoor wat hy sê. Bid dit in die naam van die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Wil jy nie gou saam met my staan nie? Ons afsluit. Of vra dat jy dit sal. Nou maar die tannie vrou oor die plaas wat dit nie vanoggend. Wil jy moet gaan in hierdie vrede van die Here. En ek bid dat hierdie rus en vrede in jou ander gaan aansteek. Sê dat ander mense na jou toe stap en sê, hoekom is jy nie so verontrus nie? Hoekom lyk dit soos of jy jou nie bekommer nie? Wat is in jou? Wat? Dat jy vir hom kan sê, dis die vrede van Jesus Christus in my lewe. Jy daar wat sit by sy voete vir 'n oomblik. Kan ek dit net herhaal, jy's nie swak of jy's nie lui, dis nie waar. Nee, dis 'n besonderse plek. Besonderse plek. Jesus. Vader, ek bid dit nou wat U gedoen het vanoggend hier. Dat dit sal staande bly in mense se lewens. Besonderse vrede rus laag aan die voete van Jesus. Nou, duidelik bid ek dat hulle die stem van die Heilige Gees deur Christus en God die Vader deur Christus in hulle binneste sal hoor.
Doen dit nou vir elkeen wat dit begeer. In Jesus naam. Amen. Bid ook dat jy op alle vlakke sal sien, op elke vlak die mense sal voorsien. In hierdie tydelike, terwyl ons hier is, nog steeds sal naby elkeen wees. In die naam van Jesus Christus. Amen. Praise you. Baie dankie.